10. Met ons 4 stowwe daar gehad. Ons het butanoon, butan 1-ol, propanosier en 2-metielpropan 1-ol. Toe het ons gesien aan watter homoloë reekse behoort hulle almal en toe het ons gesien watter soort intermolekulêre kragte het hulle. Ons het gekyk na B en D, albei is alkohole, albei het geen plek vir waterstofbindings om te vorm, maar wat is die verskil? D het 'n vertakking of syketting wat maak dat sy intermolekulêre kragte swakker is. OK. Goed, so hulle vra vir jou by 19.2, watter verbinding butan 1-ol of 2-metielpropan 1-ol sal die hoogste kookpunt hê? Verduidelik die antwoord volledig en dit tel 4 punte en jy weet ons het 4 golden points wat ons altyd bespreek. En net omdat ek lui is, gaan ek praat van B en D. OK, goed, Dregan, go for it. OK, hoekom is die kontakoppervlakte groter? Hoekom is dit? Hy is 'n reguit ketting of hy het geen vertakkings nie. Nou, die mense wat hierdie goeters merk, party jare soek die eksaminator so die antwoord en party jare soek hulle die antwoord hierdie kant. Okay, who knows wat hulle soek wen. Okay, dis moes nou maar wetenskap. Grys. So ons wil seker maak ons cover all the options that we can cover. So ons gaan sê die kontakoppervlakte is groter. Hoekom is die kontakoppervlakte groter? Want hy het geen vertakkings. Of hy is 'n reguit ketting. Okay? En dan gaan jy sê, wat is die ander ene? D het vertakkings, daarom kleiner kontakoppervlakte. Dis eintlik nog beter om te sê kleiner effektiewe oppervlakte. OK. So daai eerste bullet point is nogals 'n mond vol. Maar jy wil seker maak jy gee vir hulle al die antwoorde wat hulle moontlik na mag soek. Hoekom doen ons dit so? En hierdie is iets wat my frustreer van ons opvoedkundige departement, maar daar is baie min Afrikaans sprekende merkers. Okay? So die merkers, jy kan dalk 'n merker kry wat jou vraestel merk wat nie Afrikaans sprekend is nie. So hulle gaan met die Afrikaanse memo letterlik woord vir woord, hulle kan nie inisiatief gebruik vir wat is 'n sinoniem of wat is soortgelyk of wat is same nie. Okay, so jy wil die bewoording gebruik wat in die memo staan. Nie omdat jy stupid is nie, omdat jy slim is. Okay. Goed, geen vertakkings, bla bla bla. Hier is Hendrik, volgende ene. Okay, so jy gaan sê albei het een plek vir waterstofbindings om voor te kom, maar as gevolg van bogenoemde is B se intermolekulêre kragte sterker. Yes? Okay, bogenoemde is nou die eerste bullet point, wat ons verduidelik het daar. Dan die volgende, John Marie. Dis sal meer energie, dis sal meer energie benodig om intermolekulêre kragte te En dan die laaste ding wat jy gaan sê, Dian. Dis het butan 1-ol Dis het butan 1-ol kookpunt. Goed, het iemand 'n vraag daarso? Ek voel julle almal behoort daai antwoord.
punte te kan kry. Ja? Ek het ook my eerste van daarso gesê Beton 1 omlete is 'n reguit ketting word toe met toe sy ketting sit met die twee wat ek sê dis is Beton 1 omlete kon op die kant is doen dis reg so iets. Dit is, maar het jy iets gesê van die intermolekulêre kragte? En derde punt. Hy sê julle? Ek kan nou gaan. Yes, imagine how. Oh! Okay. Goed, dan gee hulle vir jou daar 'n grafiek. Okay. Ek dink die grafiek wat ek gekopie het is Engels. Het ek hom gekopie? Nee, ek het hom gekopie. Okay. Is dit die 2025 gee? Ja. Maar jy het mos sê nie meer. Nee. Jy het vir dan soos 'n dokument van Ek het. Ja. Ek sal stuur. Okay. Goed, hulle gee vir jou daar 'n grafiek PQRS van die resultate daarbo. Goed, kom ons kyk gou na hierdie ene. So temperatuur, tyd en minute. Jy sien hulle almal gaan op teen verskillende plekke en dan ergens word hulle almal horisontaal. Okay? En as jy daar ergens het jy 'n temperatuur X waar P horisontaal word. Nou in graad 10 het jy 'n eksperiment gedoen waar jy 'n ysblokkie laat smelt het en dan daai water laat kook het. Onthou jy daai exciting eksperiment wat jy gedoen het. Nou in daai eksperiment het ons faseveranderinge gedoen en die grafiek is so gelyk en 'n faseverandering was waar die lyn horisontaal was. Hoekom? Want die energie was geabsorbeer om intermolekulêre kragte te oorkom. Dit is die inleiding na hierdie hoofstuk toe. So daar waar hy opgaan is waar die temperatuur net warmer word en dan daar waar hy horisontaal is waar die fase verander word. So hy die stof se temperatuur word nie warmer nie. Die intermolekulêre kragte word net oorkom. Okay, so ons het S, R, Q en P. Nou, hier het ons gehad, die poolkragte, 1 plek waterstofbinding, 1 plek waterstof, 2 plekke vir waterstofbinding. So van hier af kan ons aflei dat D se intermolekulêre kragte die A se intermolekulêre kragte die swakste is, so sy kookpunt gaan die laagste wees, né? So daai S gaan wees A. Dan het ons R en P is naby aan mekaar, maar nie R en P nie, R en Q, maar Q se is 'n bietjie hoër. So dit is hierdie twee wat 1 plek vir waterstofbinding, 1 plek vir waterstofbinding het, maar hierdie ene so kookpunt gaan 'n bietjie hoër wees, hoekom want hy's 'n reguit ketting, so hy het sterker intermolekulêre kragte. So daai gaan wees B en daai gaan wees D en dan P is die karboksielsuur wat die sterkste intermolekulêre kragte het. Okay. Nou vra hulle vir jou daar by vraag 19.3. Watter fisiese eienskap word deur temperatuur X verteenwoordig, Frederik? Die kookpunt van wat? Want ons het 4 stowwe hierso. Okay, goed, so jy kan ook net sê P, maar jy is heeltemal reg. So jy kan sê die kookpunt of van propanosuur. Okay, dan 19.4.1. Watter kurwe verteenwoordig? Nou ons het dit reeds uitgefigure. Butanoon is S en propanosuur is P en 2-metielpropan-1-ol het ons gesê is R. En dan vra 19.4.5 vra vir jou gee rede vir daai antwoord. Hoekom is P die een met die hoogste kookpunt? Henk, wat het jy gesê? Okay, maar watter soort intermolekulêre kragte? Okay, so hy's reg as hy sê 2 plekke waar waterstofbinding kan voorkom. So propanosuur het 2 plekke
waar waterstofbindings kan voorkom. Daarom het dit van almal, want ek moet nou sê, hoekom is van al 4, hoekom is hy bo? So van almal het hy die sterkste intermolekulêre kragte, so hy nodig die meeste energie om die intermolekulêre kragte tussen al die deeltjies te oorkom, so hy het die hoogste kookpunt en daarom die hoogste kurwe. Is julle met my? Die belangrike woord wat ek hierso gesê het is, hy het die sterkste, die meeste, die hoogste. Daai ste deeltjie is vergelykend. Ek vergelyk dit met ander. So jy kan nie net sê, hy het sterk intermolekulêre kragte nie. Zwaar, maar ander het ook. Maar hy het die sterkste van hulle almal. Is julle met my? Okay. Weet jy waar daar 2 punte gaan wees? Okay, maar dan sal jy jou punte kry. Weereens, die eksaminator kan besluit waar hulle daai punte gaan gee. Is dit die feit dat hulle soek dat hy 2 plekke vir waterstofbinding het? Is dit dat hy die sterkste intermolekulêre krag het? Is dit dat hy die meeste energie gaan benodig? Die eksaminators verander hulle mind every year. Okay. Goed, volgende vraag, vraag 20 het jy gehad. Ag nee man. Guys, daar is vraag 20 sê hulle vir jou, die verbandskap tussen kookpunt en die molekulêre massa van aldehiede, karboksielsure en primêre alkohole word ondersoek, te kry hulle daai kurwes, al die kettinge wat hulle gebruik word was reguit kettingmolekules. Okay, nou wil ek by jou weet, Linden. In hierdie ondersoek wat hulle gedoen het, wat was konstant, wat is die onafhanklike veranderlike, wat is die afhanklike veranderlikes? Maar die tipe molekules is verskillend. Hulle sê vir jou, hulle het aldehiede, karboksielsure en primêre. Sê weer? Dit is nie. Karboksielsure, aldehiede en primêre alkohole is verskillend. Okay, goed. So, my vraag wat ek weer gevra het is 'n uitvangvraag. Want juffrou, hulle het 2 onafhanklike veranderlikes gehad. So hulle het 2 eksperimente basically in een gedoen. So jy kan of sê, goed, as ek sê nou maar die molekulêre massa konstant hou op 70. So dan vergelyk ek daai en daai en daai met mekaar. Dan is die molekulêre massa die konstante en die verskillende groepe of homoloë reeks is die onafhanklike veranderlikes. Okay, of juffrou, gaan ons net na een soort homoloë reeks kry. Kyk, dan is die homoloë reeks die konstant is en die molêre massas wat groter word die onafhanklike veranderlikes. Is julle met my? So hulle kan nie net stryd vir jou sê wat is of vra wat is wat nie, want dit hang af wat jy vergelyk met wat. Is julle met my? Okay, so gaan kyk as ons dit as ons doen. So die onafhanklike veranderlikes kan of die molêre massa wees of die homoloë reeks. Dit hang af wat ons vergelyk met wat. Okay, Amorey, hulle praat daarbo van primêre alkohole. Wat is dit nou weer? Daar's net een alkohol in die koolstof waaraan die alkohol verbind is slegs verbind aan een ander. Pragtig. Goed. Gina, wat noem jy nou weer 'n alkoholgroep se naam? Wat is die funksionele groep se naam van 'n alkohol? Dit begin met 'n H. Hidroksielgroep. Mooi. Okay, so ons sien hierso, soos wat ons nou al weet,
dat soos wat die massa groter word, so gaan die kookpunt ook groter word van hulle almal. Dan sien ons is dit P, R en S en hulle het vir ons gesê ons het aldehiede en ons het karboksilsure en ons het primêre alkohole. Bylin, watter intermolekulêre kragte vind jy by die aldehiede? Mooi, en Leandri by karboksilsure? 2 plekke vir waterstofbinding. Maak julle ergens 'n opsommingkie van langs aan by jou antwoorde wat jy gegee het. En die alkohole, Charles? 1 plek vir waterstofbinding om voor te kom. Okay, so van hulle almal weet ons aldehiede het die swakste intermolekulêre kragte, so hy moet S wees. Dan alkohole is volgende, so hy moet R wees en die karboksilsure is die sterkste, hy moet P wees. Yes? Ek het nog nie eers een vraag gelees nie. Ek ontsyfer nog net die grafiek. Hou ons van grafieke? Ja, julle is visuele leerders. Okay. Sê nou maar ek het geen notas gehad nie. Absoluut niks notas gehad nie. Die bord afgesit en ek het net gepraat en lees vir julle so 'n bietjie praat. Sou jy enigiets ingeneem het wat ek gesê het? Jy praat bollos. Okay? Julle wil mens kan inneem deur te luister, maar jy wil sien, jy wil 'n prentjie connect daarmee. Okay? So wanneer jy 'n grafiek kry, dan rejoice jy want dit is 'n prentjie in 'n wetenskap vraestel. Hoe bevoorreg is jy nie? Okay, so imagine jy moet 'n boek lees sonder enige prentjies. Dit is nie altyd baie lekker nie. Okay, toe jy kind was, jy is nog steeds 'n kind. Toe jy 'n kleiner kind was? Ja. Anyway, so jy sien hierdie prentjie, jy sien hoe raak hy groter, jy ontleed hierdie ding. Jy vat 2 minute en jy ontleed hom. Altyd. So, terug vir die vraag. 20.1 vra hulle vir jou, Anke. Definieer die term kookpunt. Mooi. Goed, dan de punte 20.2. Skryf die gevolgtrekking neer wat vir kurwe P gemaak kan word. Ardo, mag ons sê die kookpunt, want P gaan mos nou so op. Die kookpunt is direk eweredig aan die molekulêre massa. Hoekom nie MW Ardo? Hoekom nie? Ek het niks gesê. Ja. Jy het iets vir gesê. Hy sê iets vir jou gesê. Ardo? Maar ons is nie formule wat daarmee saamgaan nie. Nee, so jy kan nie sê hulle is direk eweredig nie, maar jy kan dit beskryf. Jy kan sê soos wat die molekulêre massa groter word, so neem die kookpunt toe. Okay? En dit is presies wat ons sê, soos molekulêre massa toeneem, neem die kookpunt toe. Hy het al 2 punte, nou ek weet nie hoe werk dit in lewens nie, maar daai 2 punte gaan die een vir die feit dat jy die afhanklike en onafhanklike kon identifiseer. So daar is 1 punt en dan 1 punt vir die verhouding, dat jy sien soos die een toeneem, neem die ander een toe. Of as die een afneem, neem die ander een toe. Okay. Goed, dan vraag 20.3. Vra hulle vir jou, verduidelik die antwoord op jou vorige vraag in terme van struktuur van die verbindings. MW. Okay, met watter lyn is ons besig? Met P. Met P. P is die karboksilsure. Goed. Sê vir my. Die ander. Ja, asseblief. Okay, het sê karboksilsure het 2 plekke vir waterstofbindings. So hulle het dus die sterkste EMK wat dan daarop aandui dat dit die hoogste kookpunt is en wat die is. Sjoe. Wat het jy by 20.2 gesê? Hoor die molekulêre massa, hoor die kookpunt. Okay, so by 20.2 het jy gepraat oor molekulêre massa en kookpunt. Nou sê jy moet verduidelik daai wat jy nou net gesê het. En nou praat jy glad nie oor molekulêre massa nie. Hæ? Want ons weet niks van die molekulêre massa van karboksilsure. Ons weet dit is karboksilsure, maar ons het geen inligting wat die molekulêre massa sê.
soos wat dit 'n twee bindings van waterstof is, weet ons dis die sterkste EMK. Okay, maar jy het die vraag verkeerd verstaan. Jy dink jy moet P vergelyk met R en S, maar dit was nie die vraag nie. Ja, Dus so jy moet nou imagine R en S bestaan nie. R en S is nie eers op die grafiek nie. So jy kan nie sê hy die hoogste kurwe nie. Hy is die enigste kurwe. Maak dit sin wat ek vir jou sê? nee, maar dan maak die vraag nie sin. Nee, jy verstaan nie die vraag nie. Okay, kom ek sê. Sien jy hierdie kolletjies? Daai ene. Sien jy hulle? Hulle is verskillende stowwe. Verskillende karboksielsure met verskillende molêre massas. So ons kan hulle noem stof 1, stof 2, stof 3, stof 4, stof 5, stof 6. Ons weet nie wat dit is nie, maar stof 1, 2, 3, 4, 5, 6. En jy moet nou verduidelik hoekom is stof 1 se kookpunt hieronder en stof 6 sinne daarbo. So hulle almal is karboksiels. Hulle almal het twee plekke vir waterstofbinding. So jy kan nie eers praat van dit nie. Wat is die verskil tussen 1 en 6? Hulle molekulêre massa. Sien jy? Sharp, is julle met my? Sou nog iemand wat die vraag verkeerd geïnterpreteer het? Maar dit is letterlik dieselfde vraag as 2.2. Ja. Hulle sê verduidelik 20.2. So jy moet verduidelik hoekom jy daai gesê daarbo. Ja. Okay. So P verteenwoordig die karboksielsure waar almal twee plekke vir waterstofbindings het. Okay. So hulle almal het dit. Almal het dit. Wat is die verskil is soos die molekulêre massa toeneem, wat neem dan toe? Die effektiewe kontakoppervlakte neem toe. So jy het 'n molekuule met 2 koolstowwe, dan 'n molekuule met 3 koolstowwe, dan 'n molekuule met 4 koolstowwe, dan 'n molekuule met 5 koolstowwe. So die karboksiel funksionele groep is vir almal dieselfde. Dis nie die ding wat verander nie. Die lengte van die ketTINGs verander. Okay? So hulle almal het daai is vir ons ekstra inligting eintlik. Soos die molekulêre massa toeneem, neem die effektiewe kontakoppervlakte toe. Dus neem sterkte van intermolekulêre kragte toe. Ja? Dus meer energie benodig om intermolekulêre kragte tussen deeltjies te oorkom. Dus neem kookpunt toe. Sharp? Ja. Actually punte vir jou gee. Kom ons kyk hoe lyk die memo waar dit kom maar. So ek dink dit is genoeg inligting, maar ek weet nie of die eksaminators gaan dink dit is genoeg inligting. Okay. Nog iemand 'n vraag? Hier gaan vinnig by. Kurwe R verteenwoordig die alkohole. Ons het dit uitgefigure, ons was reg. Watter homoloë reeks word deur kurwe S verteenwoordig, Rikus? Die aldehiede baie mooi. Verduidelik die antwoord op vraag 20.4 deur na die sterkte van die intermolekulêre kragte te verwys. So, hier guide hulle jou in die vraag. Hulle sê vir jou, waar is ek nou? 20.4.2. Hulle sê vir jou R alkohole. Dan sê hulle vir jou S, en nou moes jy gesê het, aldehiede. En nou vra hulle vir jou, maar hoekom sê jy hy is die aldehied? So basically sê hulle vir jou, vergelyk hierdie twee met mekaar. Hulle gee vir jou iets, hulle gee vir jou verwysing, en hulle gee vir iets anders, dan verduidelik hoekom sê jy hy is dit. Hulle het vir jou 'n reference gegee om dit mee te compare. Julle, nou net vandag Engels. Kan ons die res van die klas in Engels doen? Yes? Okay, Amonai, wat het jy gesê? Jou boek is nie. Sê weer? Okay, Pieter? Wat het jy gesê? By 20.4.2? Niks!
Tree gaan. Blank gesê, al die intermolekulêre kragte, intermolekulêre kragte swakker as alkohole of koolsuursure waterstofbindings. Elkeen in twee plekke waterstofbindings onderskeidelik. Dat beteken dat al die intermolekulêre kragte die Die hoogste, aldiede. Dankie. Aldiede, dis die swakste intermolekulêre kragte. Dis benodig die minste energie om intermolekulêre kragte tussen deeltjies te oorkom. Dis dit die laagste kookpunt en ek wil hê jy moet vir my daar by sit en dis dit die laagste kurwe. Het jy dit gesê? Ja, sit dit net by. Dis dit want jy moet hom nou link. Jou antwoord link met die grafiek. OK. Met die? Baie mooi. Dit is ekstra wat jy bygesit het, dit goed is. OK, nou sê hulle vir jou, kyk na kurwe R. Sharp, ons doen dit. Kurwe R, waar is hy? Daar is ons kurwe R. Reg, nou sê hulle vir jou, skryf die molekulêre massa neer van 'n stof wat 'n kookpunt van 97°C het. OK. Nou, as ons hierso kyk, sien ons 50 tot 100 en daar's 10 lyntjies tussenin, so elke lyntjie verteenwoordig 5. So 100 minus 5 gee vir jou 95 en as ons so gaan, dan sien ons daar is 97-ish. OK, so dit is waar ons wil wees daar. Hulle vra vir jou vir die molêre massa, so ek wil nou hier afgaan, uitfigure wat is daai punt. Daar is 50, daar is 70, daar is 10 lyntjies tussenin en elke lyntjie is dus 2. So dit is 52, 54, 56, 58, 60. OK, nou jy kan nie net sê 60 nie, want hulle vra vir jou die molêre massa, so jy moet sê 60 gram per mol. OK, dan 20.5.2 gee die IUPAC naam van die verbinding van daarbo. OK, nou hierdie is 'n level 5 tipe vraag, want jy moet die naam gee, maar om die naam te hê, moet jy weet hoeveel koolstowwe is daar, en hulle sê vir jou, ons is by verbinding R het ons gesê is die alkohole, né? OK, so ons weet jy gaan eindig met ol, so ons weet jy gaan eindig met 1 ol, want dit is 'n primêre alkohol. OK, maar hoeveel? Propanol, butanol, pentanol? OK, nou, ek gaan hierdie stadig doen vir die mense wat vashak. Kom ek begin by 3 koolstowwe. OK? Reg, daar's 3 koolstowwe. OH. Ek begin gister met 3 koolstowwe. Om sy molêre massa uit te figure, gaan ek sê reg, want ek wil nou weet watter molêre massa is 60, en ek wil by 60 uitkom. Goed, so ek het 3 maal met 12 plus 1 2 3 4 5 6 7 8 maal met 1 plus 16. En dit gee vir my 36. Wragtig, het ek reg geraai? Ek wou nie daar geëindig het nie. 60 gram per mol. En nou daar raai ek reg. Soos propanol, die antwoord. Kon julle almal dit doen? Propan 1 ol, want dit kan propan 2 ol ook wees, maar dit is nie propan 2 ol nie, want dit is 'n primêre alkohol. Was fout? OK. Goed, dan vraag 20.6 sê hulle vir jou. 2 verbindings A en B wat in hierdie ondersoek gebruik word, het molekulêre massas van 74 gram per mol. A het 'n kookpunt van 118°C en B het 'n kookpunt van 142°C en hulle sê hulle albei se molêre massa is 74. Verduidelik die verskil in hierdie kookpunte deur na strukture van die verbindings te verwys. OK. Goed, so hulle albei se molêre massa is 74, so ek moet gaan uitfigure, is hulle aldiede, is hulle ketone, nie ketone nie, karboksielsure, alkohole, wat is dit? So 74 is daar, gaan op, daar raak hy nie aan 'n kolletjie nie, maar daar raak hy aan 'n kolletjie en daar raak hy aan 'n kolletjie. Dan as ons hier kyk, hierdie kookpunt gaan wees 114 dink 18 en hierdie kookpunt is omtrent 142.
Chop. Okay. So wat wil hulle hê moet ons vergelyk? Ons moet 'n karboksielsuur met 'n alkohol vergelyk wat dieselfde molêre massa het. Mag ons dit doen? Ja, want die molêre massa is aan die konstant is. Okay, so hulle praat van A en B. Ons het nou gesien A verteenwoordig alkohol en B verteenwoordig karboksielsuur. A het 1 plek vir 'n waterstofbinding om voor te kom en karboksielsuur het 2 plekke vir waterstofbindings om voor te kom. Okay, so daai feit dat ek daai goeders genoem het, 1 punt. Dan gaan ek sê reg, dus het B sterker intermolekulêre kragte as A. Hoekom? Want hy het 2 plekke vir waterstofbindings, ja nee, 1 plek vir waterstofbinding. Dus kan ons sê B nodig meer energie om intermolekulêre kragte tussen deeltjies te oorkom. Dus het B 'n hoër kookpunt. Yes? Okay, ek voel ons het hierdie nou goed geoefen. Maar ons het nog nie dampdruk baie geoefen nie. Sê net maar ons moes dampdruk gedoen het. Watter sin sou daar nog bygekom het? So, hulle vra nie vir jou watter een het 'n hoër kookpunt nie. Hulle vra watter een het 'n laer dampdruk. Waar is my? Sê weer? Dis ek die laer dampdruk. Nee. Daar sou nog een sin hier moes ingekom het. Sê, dis benodig B meer energie om intermolekulêre kragte tussen deeltjies te oorkom en dan die golden sentence wat daarby kom is dis verdamp B teen 'n laer tempo. Dis verdamp B teen 'n laer tempo en het hy 'n laer dampdruk. So nou hoor my. Tjie. Okay, nou 'n vinnige spoedtoets. Maak oop agter in jou boek. Wat gesê weer? Ja. Hoekom? As jy 2 koolstowwe sou gehad het, sou dit gewees het so, nee? Is jy met my? Dan sou dit gewees het 2 maal met 12 vir die 2 koolstowwe plus 6 maal met 1 vir die waterstowwe plus 16. So 2 maal met 12 vir die 2 koolstowwe plus 6 vir daai 6 waterstowwe en dan nou 16 vir die suurstof. Is jy met my? En dan as jy dit optel, is dit 24 plus 6 gee vir jou 30 plus 16 gee vir jou 46. En dit is nie molêre matematiek. Wat is in die struktuur? Ja. Okay, goed. So spoed toets. Okay, en ek het eintlik die spoedtoets klaar geskryf, net die antwoorde. So graad 12 vir jou 10 stowwe gee. Of die molekulêre formule, of die naam van die homoloë reeks, of die IUPAC naam, of wat ook al. En dan moet jy vir my sê, watter soort intermolekulêre kragte vind ons daar? Watter soort intermolekulêre kragte vind ons daar? Nou, die vraag wat ek daar vra, is eintlik 'n onvolledige vraag. Want as ek vir jou vra, watter soort intermolekulêre kragte, daar gaan altyd London-kragte wees. Altyd, want een gedeelte van die struktuur is altyd simmetries op 'n manier. So my vraag moet eintlik wees, wat is die sterkste soort intermolekulêre kragte wat ons vind? Anyway, so daai is my vraag. Wat is die sterkste soort intermolekulêre kragte wat ons gaan vind? Ek sien dis in Engels. So gaan net party van dit verander, maar jou notas is toe, jou boeke is toe en jou toets begin nou. Okay, ek gaan inzoom daar. Dalk kan ek hierdie so vat. Jy moet net sê watter soort intermolekulêre kragte kry ons daar. By elke ene.
Watter soort intermolekulêre kragtevindings? As dit van toepassing is, ja. Nou, exact. En ons sweeties up for grabs, né? Is julle klaar? Jy het nog 30 sekondes. Stop. Ruil met die persoon langs jou, voor jou, agter jou, solank jy net nie jou eie boek het nie. Julle moet ruil, het julle geruil? Ag ja.
Het jy geskryf? Het jou toets? Jy moet ruil. Right, laat ek sien. 10 uit 10. Wie 10 uit 10 in hierdie ry? Oor. 9 is 'n Esther. Nog iemand? Alright, goed. So, okay, hierdie is crucial om te weet wanneer is watter soort intermolekulêre kragte. Sien dit weet nie, kan jy nie die vraag beantwoord nie. Dan is die hele vraag van 15 punte daarmee heen. Okay, want as jy nie dit kan reg identifiseer nie, kan jy nie die vraag beantwoord nie. So dit is van kardinale belang dat jy dit kan doen. Goed. Dan okay, sorry. Dan gaan ons nou gaan na die volgende gedeelte. So ek het gesê, organiese verbindings het 3 afdelings. Die een is die name, strukture, isomere. Dan die volgende gedeelte is intermolekulêre kragte en dan die laaste gedeelte is wat ons nou gaan doen is die reaksies. Maar die reaksies is die moeilikste deel want jy moet al die vorige werk goed ken. So as jy nie die homoloë reeks, die funksionele groep en al die goeders ken nie, dan is jy in jou chops. Wat is die reeks van 6? Nommer 6 is 'n karboksielsuur. En 7 is 'n alkyn, het julle dit gesien? Okay, goed. So ons is nou by die laaste gedeelte, maar die heavyste gedeelte. So hierso wil jy fokus en jy wil gaan leer memoriseer soos 'n papegaai. Okay. So ons gaan as ek reg is 5 soorte reaksies doen. Okay, 5 tipe reaksies. Die eerste reaksie wat ons gaan doen is die maklikste, die lekkerste ene. Sy naam is oksidasie. En as jy hoor die woord oksidasie, dan dink jy eerstens aan 'n hoofstuk laas jaar wat jy nie lekker verstaan het nie, maar jy sit hom aan een kant want daai is nie organiese chemie nie, daai is anorganiese chemie. Hier is besig met organiese chemie. Oksidasie is presies wat die woord sê, oxygen. So dit is waar en hierso is sy definisie. Die definisie van oksidasie is die proses. So AC beteken mos die proses van die proses waar koolwaterstowwe in lug brand. Okay. Nou koolwaterstowwe is wat nou weer as 'n definisie van koolwaterstowwe daar op jou bladsyde 3 dink ek. Wat is koolwaterstowwe nou weer? Wat trek ons met ons verhaal? Ek dink by Jean Marie. Daar het ons by julle twee geëindig. Man nee, Heinrich se smaal sê vir my hy het 'n vraag geskiep. Heinrich, wat is 'n koolwaterstof? En dan jou vraag gaan wees Jean Marie, wat lei jy af van die woord brand en dan Dian, wat lei jy af van die woord lug? Lug. Nie lig nie, lug. Ja. Is jy by bladsy 3? Organiese wat bestaan uit slegs Yes. So koolwaterstowwe het slegs koolstowwe en waterstowwe. Okay, sharp. Dan wat het ons gesê brand? Vuur. En wat voel jy by vuur? Warm. Hierdie is 'n eksotermiese reaksie. Okay, so hy gee energie af. Ja, Dian, lug. Wat is die gas rondom ons wat iets nodig het om te brand? Suurstof. Obviously, daar's in lug is daar nog gasse, maar vir iets om te brand moet daar suurstof wees. Okay, so wat is oksidasie? Dis die proses waar koolwaterstowwe met suurstof brand en dit maak die omgewing warm. Okay, goed. So ons het alkane, alkene, alkyne. Nou het ek alkohole hier bygesit want dit was uit die syllabus nou uitgehaal, maar net sodat jy weet alkohole kan ook brand en suurstof en goeters gee of 'n suurstof brand. So hulle brand, alkane, alkene, alkyne brand in suurstof en dit produseer vir jou koolstofdioksied en water. Okay? Nou dink gou mooi. Wie van julle het al met 'n gasplaat, gasstowwe gewerk?
soos mouse was, dan as jy die gas aansit, sien jy daar loop water af waar die gas brand. Nee, maar hulle sê dan daar vorm water. Dis obviously water damp. Hoekom? Want dit is 'n eksotermiese reaksie. So daai produkte wat gevorm word is albei gasse. Waterdamp vorm. Okay. Dan in hakies ook 'n deel van jou syllabus nie, is wanneer jy nie genoeg suurstof het nie, dan vorm daar nie koolstofdioksied nie, maar dan vorm daar koolstofmonoksied. En wat weet jy van koolstofmonoksied, Frederik? Weet jy enigiets van dit af? Hoekom is dit giftig? Wat doen dit? Koolstofmonoksied maak jou slaperig. Jy raak nie slaperig, gaan jy dood. Jy word so bietjie duiselig, jy kan nie genoeg suurstof hê, dan vorm koolstofmonoksied en dan is jy gone. So, ja. As jy ooit 'n vuur of enigiets brand binne in 'n huis, wil jy altyd hê daar moet venster of iets oop wees dat daar vars suurstof kan inkom, sodat daar genoeg suurstof is dat koolstofdioksied vorm en nie koolstofmonoksied nie. Anders gaan jy slaperig word, aan die slaap raak en dan gaan jy dood. En jy weet nie eers nie. Dit voel eintlik 'n bietjie of jy versmoor, maar jy raak meer slaperig. Dis hoekom jy sal sien in die ou huise, toe hulle baie gasstowe en goeders binne die huis gehad het en steenkoolstowe, dan is daar sulke gaatjies, sulke blokkies met sulke gaatjies bo langs die huis, sodat gedurig lug kan inkom. Okay. Dit is ook dieselfde reaksie wat gebeur wanneer 'n brandstof brand in jou petroltank. Dan die reaksie is baie eksotermies, so hier is vir jou voorbeeld. Ons het al van hierdie voorbeeld gepraat, het ek vir jou gesê, as hulle weld, dan gebruik hulle nou 'n alkaan, brand dit met suurstof, gee vir koolstofdioksied en water en baie energie. Ons het mos al hieroor gepraat, né? Ja, ek het julle nog 'n prentjie opgewys. Okay. Nou wat julle hier gaan moet doen met hierdie reaksies, is jy gaan hom moet gaan neerskryf en balanseer. Okay, nou hier het ek 'n patroontjie vir hoe jy dit gaan doen, maar ek gaan dit toepas en saam met julle deurgaan. Okay, so hier het ons butaan. Hoe weet ek hierdie is butaan? Butaan, want hy het 4 koolstowwe, but. Hoe weet ek dis aan, want ek sien hy die algemene formule van die alkane, CnH2n+2, skryf jy. Okay, so hy is butaan en hy reageer met suurstof en altyd as dit gebeur, dan vorm dit koolstofdioksied en water. So jy kan hierdie altyd gaan neerskryf. Daar het jy klaar 2 punte, 2 van jou 3 punte. Okay, die feit dat jy die reagensie neergeskryf het, die feit dat jy die produkte neergeskryf het. Nou moet jy dit gaan balanseer. Nou gaan ek vir jou 'n triek leer van balansering. Nommer 1 is jy gaan balanseer altyd eerste die goed wat nie koolstowwe en waterstowwe is nie. So nie koolstowwe, suurstowwe en waterstowwe is nie. So jy gaan altyd koolstowwe balanseer. 4 hier, 1 daar, sit 'n 4 vooraan. Okay? Dan tweedens balanseer jy die waterstowwe, laaste balanseer jy die suurstowwe. So, 10 waterstowwe, 2 waterstowwe. Sit 'n 5 vooraan. Nou voordat jy die suurstowwe balanseer. As daar 'n onewe getal voor water staan, dan gaan die suurstowwe nie uitwerk nie. So dan moet jy regdeur gaan maal met 2. Okay, so gaan eers wat het ek gedoen? Koolstowwe balanseer, waterstowwe gebalanseer. Sien voor water is daar 'n onewe getal. Gaan nie uitwerk nie, jy kan probeer net soos jy wil. So ek gaan nou eers regdeur gaan maal met 2, sodat daar 'n 2 is, suurstowwe laaste balanseer, daai word 'n 8. Hierdie word 'n 10. Okay, so gaan weer gaan. 8 koolstowwe, 8 koolstowwe. 20 waterstowwe, 20 waterstowwe. Nou kyk ek na die suurstowwe. Aan die linkerkant het ek 2, aan die regterkant het ek 16 plus 10. Geef jou 26. Hoe gaan ek daar 2 na 26 verander? 13 vooraan sit. En dit is wat jy hier gaan moet doen. So hierdie oksidasie reaksies is easy peasy. Jy moet weer vorm altyd koolstofdioksied en water en dan moet jy dit gaan balanseer. Ja. Want ek weet ek gaan hom nog laaste balanseer met hierdie goed inligting. Okay, so jou huiswerk is op bladsy 29 hierdie reaksies hieronder. Jy kan vir my C uitlos.
Jy kan vir my C uitlos.